Ons het vandag 'n besonderse voorreg om Dr. Johan van Sail as ons spreker te hê. Net 'n kort agtergrond oor Dr. Johan. Hy is die hoof van die taalkundige afdeling by die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke. Hy het sy doktorsgraad in 2020 verwerf met die tema Betulie tydens die Anglo-Boereoorlog. Daar het alreeds verskeie boekhoofstukke en akademiese artikels uit sy pen verskyn. Dr. Johan van Sail sal dan nou vandag die lesing op dieselfde onderwerp aanbied, Betulie in die Anglo-Boereoorlog. Dus ek vroeër gesê het dat ook dan mooi aansluit by ons uitstapie na Betulie later vanmiddag. Ek gee dan graag oor na Dr. Johan. Goeie mense, baie dankie vir die geleentheid om vir julle so 'n bietjie te vertel van die dorpie waar ek groot geword het. Ek hoop julle kan my mooi hoor. En waar ek 'n groot deel van my lewe gespandeer het. Ek dink ons weet almal wat Betulie is, wat se rol Betulie in die Anglo-Boereoorlog gespeel het. Een van die tweede oudste dorpies in die Vrystaat. So dit is regtig 'n besondere dorpie met baie besondere geskiedenis. Hy is baie bekend vir sy konsentrasiekamp natuurlik en hoe die Anglo-Boereoorlog in die dorp afgespeel het. Die aanbieding wat ek vir julle gaan doen is foto's en stories. Dit ons almal hou van foto's, ons hou almal van stories. Baie staaltjies en so voort wat daar plaasgevind het. Verdra my asseblief met die tegnologie. Ek gaan my bes probeer om net te sien drade in te kom. Betulie, hier sien julle hom. Baie bekend op die walle van die Oranje rivier. En wat so belangrik was, dit was altyd nog 'n strategiese dorp. Weens die feit dat dit in die Oranje rivier geleë is. So die brug het 'n groot rol gespeel altyd in die dorp se geskiedenis en dit doen dit nog steeds. Bekende persone wat van daar af kom is die ou bekende J.B. Robertson, groot mynmagnaat, Patrick Meinhard, Teens Jordaan, Lou Weppener, en natuurlik sien ons daar vir die waarde Jean-Pierre Pallissier, wat die dorpie het as 'n sendingdorpie ontstaan, van die Franse sendinggenootskap. Nou die eerste verwysing wat ons het, kom uit die Rijksmuseum, en dit is destyds gedoen deur meneer Robert Gordon, wat tog na die binneland toe geneem het. En hy het sketse gemaak, en daar kan jy nou sien, na min of meer, waar daai rooi blokkie is, dit is waar Betulie dan nou sou later ontstaan het. Pragtige sketse in die Rijksmuseum. Mense, ekskuus, as ek gaan nie julle sê van skyk as dit is nie, maar geniet dit maar, want dit is, ek gaan probeer vinnig deurgaan, want dit is 'n paar. Julle kan sien die dorpie lê regtig op die oewer van die Oranje. En as julle nou kyk met hierdie vloede, daai water kom baie naby aan die dorp. Dit is regtig die rivier is baie naby. En daar natuurlik sien julle ook weer die rooi blokkie, die bekende brug, Betulie brug, wat die langste spoor en padbrug is in die land. Die panoramas oor die rivier is pragtig. Dit is so besonder. Dis die hoofloop wat julle hier sal sien. En natuurlik Suid-Vrystaat, soos jy sal weet, bekend by die skaapwêreld, baie mooi. Dit is tipe van 'n Karoo-rige omgewing, grasveld en so aan. Kyk net daarso, weer eens daar is die een van die sylope, wat inloop hierso by die hoofloop daar, tussen die koppe. Dis nie een van die soort van droë seisoene van die rivier. Die dorp het jare terug, het hy by 3 geleenthede, was hy aangewys as die mooiste dorpie in die Vrystaat. En dan ook by een geleentheid is een van die mooiste dorpe in die land. Ek sê altyd, dit is so besonders, ek dink 'n mens kan baie goed nalaat, maar as jy die boom, uit van die dag sien die bome wat jy plant, wat aangaan, alles om jou verval. En dis wat by Betulie gebeur het, daar was 'n tannie Hannie Botha, sy het 'n plan gemaak, of 'n werk gemaak om die dorp te verfraai, met onder andere olinabome. En daai bome is vandag groot, en is so mooi. En as mens nou maar kyk hoe die dorp verval het, dan besef jy ook, die bome is steeds daar, dis wat so mooi is. Die dorp het 'n geweldige groot dorpstam, het altyd 'n probleem gehad met water. En toe in die jare 30's, toe word hierdie groot dam gebou, en daar's 'n pragtige oord gewees daarso. Mense het van wyd en suid heinde gekom om die oord altyd daar te kuier. En natuurlik, nou ja, dinge het 'n bietjie vir die dorp verander, in terme van goede, maar ook wat plase betref, met die bou van die Verwoerdam daai tyd, op die Gariep vandag, en hoeveel plase is langs die rivier uitgekoop. So 'n groot deel van die gemeenskap, wat dan daar gebly het,
die dorpse gemeenskap het verminder, die plaasomgewing het verminder, met die bou van hierdie dam. Dorp is baie bekend vir sy sogenaamde boekhotel, dis die ou Royal Hotel wat uit tyd van die Anglo-Boereoorlog kom. Is so interessant hoe ons op 'n stadium daar was. My seun gaan wys waarheid, waar het groot geword, toe bly ons in die hotel. Nou dis maar 'n ou spookerige plek, want daar is 'n Engelsman daar dood, 'n dokter, tydens die Anglo-Boereoorlog, hy het letterlik doodgedruk. En ja, die hotel het die hele blok af tot half teen die kerk, so die hele straatblok lê af. En die aand, toe was ons nou heel onder in die kamer, heel onder. En Christian was daar besig met sy rekenaar, stel nie veel belang sy pa op spesiale stories nie. Die volgende oomblik hoor ek net 'n paar voete hier afkom in daai houtvloere, klink soos 'n perd. Hy sê vir my, nee, ek weet nie wat gaan aan nie, maar dit is nie lekker. Ek sê vir hom, wat is dit? Nee, sê hy vir my, ek weet nie. En 'n rekenaar afgelos, en ons terugkamer toe. Ek sê vir hom nou maar, neem 'n bietjie met jou selfoon foto's. En hy neem toe foto's met die selfoon, soos 'n video. En op die video sien jy seker ligballetjies, hulle op so. So in die spookwêreld is dit glo energieballetjies. Maar nou ja, noodloos om te sê ons het van kamer geskik. Net so 'n bietjie interessant vir die hotel, maar dit is die hele hotel, hy het nie mure binne nie. Anthony Hawkins, hy's 'n man uit 'n Engelsman uit Brittanje, die hele dorp, die hele hotel se mure is soort van 'n vol boekrappe van boeke. Maak nie saak wat se boek nie, dis boeke en plate. Nou, die ander pragtige gastehuis wat jy daar sal sien, baie besonderse ding met gastehuis, is die ontwerp deur Sir Herbert Baker. So Betulie het ook 'n stukkie Herbert Baker daarso, en daar sien julle hom. Dit het behoort aan die destydse voormalige Kleinveld familie. Hier is die skool, die Palliser Hoërskool. Ek was nogal verbaas, dit lyk eintlik heel netjies daar. Dit was regtig baie aangenaam verras gewees om te sien. Die dorp is, die skool is baie mooi. Ek het 'n draai daar gemaak en toe daar's nou net 'n heining om in totaal praat. Kan ek miskien maar net 'n bietjie deur die skool loop, die terrein toe vra die skool of dit vir my. Ek het nie drugs by my. Sê nee, ek het nie drugs nie. Ek kom net in die skool kyk. Maar in 'n geval en natuurlik die kerk is baie besonder. Sal net nou genoem, daar's 'n paar kerke daarso op die dorp. Die Methodistkerk. In die Methodistkerk is 'n stukkie van die mat van koningin Elisabeth wat gegee is. Sy het so die stuk rooi mat wat sy nou in die kathedraal gehad het, sy gekroon is, het sy toe nou gesorg dat die stuk mat opgesny word en al oor die hele Commonwealth versprei word. Dan is daar die besonderse NG Kerk. Hy is gelukkig nooit as 'n hospitaal tydens die oorlog gebruik nie, en dan is daar natuurlik op die Hoerdijk Kerk, gaan nou vir julle wys, die gereformeerde kerk. Maar die kan julle sien binne die NG Kerk. Werklik 'n besonderse mooi kerk. Daar is die Hoerdijk Kerk. Hoerdijk het 'n paar van hierdie ontwerpe gemaak, so hy het 'n paar van hulle gekopie en dan het hy net so 'n bietjie aangepas. Kerk het aanvanklik 'n toring gehad, maar die toring het 'n probleem geword en dit is nou later geveilig. Maar dit is regtig 'n baie mooi kerk. Bietjie van die huise, die argitektuur op die dorp. Ek het nou maar regtig waar probeer kyk dat ek daarom van die huise kan kry wat ook nie te verwaarloos is nie. Hieronder is die poskantoortjie. Julle sien hom hier so heel onder aan die linkerkant waar die Cape Dutch Revival styl. Daar's nog 'n bietjie, daar's weer die Herbert Baker huis, regtig 'n baie mooi gastehuis. Ek kan hom aanbeveel. Ek sien nogal, was dit gisterand of eergisterand, het hulle 'n ou watchmaker gastehuis oorgedoen na Betulie. Dit was die ou komando kantore gewees. Die Vroons, ook 'n baie bekende familie gewees daar by Betulie. Daar kan julle die boekhotel van naby kyk. Kyk net daar so, dis net boeke. Ek weet nie, is 'n vismond, dis 'n vismond se feesdag. Maar ek dink nog met 'n Tony wat daar so sit. Elke dorpie het karakters. Hulle is twee daar. Dit is Tony Hawkins en Trudy Venter. Hulle is nie eintlik om 1-4 nie, maar lief en dierbare mense. Hulle gee regtig om vir die dorp. En natuurlik, soos ek sê, die dorp het begin as 'n sendingdorpie van die Franse sendinggenootskap. En daar was die Londense sendinggenootskap by Philippolis, en daar was die Franse sendinggenootskap by Betulie, en hulle het dan nou wat met daai het gesê, die Boesmans is so toe gestuur. Dis geskuif van die Griekwa, en daar is die besluit, die Boesmans gaan onder 'n andere deur waar die Palliser beaardbei word.
Wat toe gebeur het, die Slakazi se hele Tivakani daarbo, die Batlaping, dit is 'n stam daar uit Botswana se kant, is half uitgewis en hulle het afgevlug. En éventueel is hulle toe nou hier, het gekom tot hierso by Betuli, en daar is hulle dan nou bearbeid en gekerste deur Ewaarde Palliser. Daar is die grafte, daar is die Palliser Reismuseum. Nou wat vir my so lekker is, ek wil net stil staan daar. Die 'n paar jaar terug, dit was deel van 14 museums wat in die provinsiale museumdiens se stal was. En die museumdiens was mooi, want ek was deel van dit gewees. Ons het regtig mooi na hulle gekyk. Nou Betuli se is baie oud en éventueel gebeur Pakisa toe, daai tyd Webster Febe en al die geld word gevat en hierdie museumpies begin verval. So Webster besluit hy gaan 'n resiesbaan by wat se naam bou. En dit was die doodskoot vir die provinsiale museumdiens, Nallen, die presidentsie, al daai klas van goed. Wat toe gebeur het met moeite, het ons begin toe om te kyk of ons van hierdie museums kan oorgee aan die gemeenskap. Heilbron is oorgegee, die boere het hom oorgevat en dit is 'n pragtige museum. Wegkop is oorgevat. Betuli se inhoud is gevat. Die gemeenskap het dit oorgevat, maar die gebou het soveel erfbelasting gehad wat agterstallig was, dat hulle gesê het, ons kan nie hierdie gebou vat. Dit was Palliser se huis gewees daar. Ek dink begin verlede jaar het ek gehoor die Palliser se besig die familie om te onderhandel en hoor hulle die huis kan kry. Nou die huis het letterlik al krake gehad met Johan van Leeuwenhoek. Hy het uitmekaar geval. En ek is bly om te kan sê, die huis lyk pragtig, hulle het begin restoreer, provinsie die versameling gestuur, dit lyk baie mooi. Bekende Lou Weppener, wat net so buite die Betuli sy plaas Constantia, daar is 'n monument vir hom opgerig. En dan wil ek begin vertel hierso van die brug. Ek het net vir julle gesê die brug het nog altyd 'n baie groot rol gespeel. Nou in tyd van die Anglo-Boereoorlog was daar brug gewees, met hierdie drade hier uit Tappetskop. Was daar brug gewees by Aliwal Noord in Oranje. Daar was die brug by Betuli en daar was twee. Dit was die Baarbrug en dan in die verte by daai pyl sien julle die spoorbrug. Die spoorlyn was baie bekend, want uit daai tyd was dit die Kaapse spoorlyn wat reguit van die Kaap af gekom het, hy het verby Springfontein gekom. Springfontein was daai tyd deel van die Betuli distrik gewees. Dan was daar die Oos-London spoorlyn. Daai Oos-London spoorlyn het al die pad gekom en dan het hy weer gegaan by Betuli, met aangesluit by Springfontein. En daai hooflyn is dan regdeur tot in Johannesburg. So dit vir daai rede was dit 'n baie strategiese dorpie en is hy nie vernietig of verbrand soos die Wetsdorp en Roewil en daai dorpe nie. Maar die kyk 'n bietjie onthou die brug wat ek julle net van gaan vertel, wat 'n brug is opgeblaas by die boere. Daar is maar net so 'n sketsie wat iemand gemaak het as ek reg is. Die brug is in spanne, of soos sê hy, elke seksie of praat van spanne, is uit Engeland ingevoer en dan is hy nou aan mekaar gesit. Maar voordat die brug gebou was daar 'n ander tydelike brug gewees en ek gaan nou net vir julle foto's wys. Daar kan julle die brug sien. En dit is toe nou later hierso vervang, hierdie bekende brug, dit is toe die Gariep gebou is. Pragtige brug, soos ek sê, een van die langste spoorweg, spoorlyn en padbrug in Suid-Afrika. En die mense het altyd gewonder, maar hoe is dit nodig om die brug so lank te maak? Dus nou kyk na daai water, besef jy, hierdie mense, hy was regtig versiende gewees om dit te besef, die rivier kan afkom in geweldige hoeveelhede as dit moet. Hulle sê dat die brug is van weerskante gebou, en dit was so goed geweest dat die twee kante by mekaar kom, was 15 cm, wat het verskil. So was dit goeie ingenieurs gehad. Daar kan jy hom sien. Dis 'n lang brug hier, die mense, dis 'n lang brug. Maar dis 'n panoramiese uitsig wat 'n mens het, as jy op die brug staan en die water is hier onder jou. Daar kan jy sien, dis die hoofloop daardie, van die rivier. Dan is daar nog 'n brug. In die, van die spoorlyn af, die poort
En hier in die agtergrond sal julle nou sien, ekskuus ek net so vir julle by daar. Dis die bekende dorp staan, dis die baan. So die spoorlyn loop so oor hierdie brug wat met 'n draai loop. Baie hoë brug, en dan hardloop hy nou deur na Springfontein toe. Ek het julle vertel net nou van die bekende mense hierso, daar is Tony Hawkins en Trudy. Dis nou regtig die mense wat kyk na die erfenis in die dorp. Groot ding is, besonderse ding wat Trudy daar ontdek het, was die put, gaan net op julle vertel van Adams Well, wat 'n groot rol gespeel het in die Anglo-Boereoorlog, spesifiek met die konsentrasiekamp. En ek het die voorreg gehad om so, wat was dit gewees, so 'n paar maande terug, die put self te gaan sien. Nou, ek ken die dorpie redelik goed, want die normaal is, as jy klein is, en jy in die koshuis bly, gaan doen jy sport in die marans. Ek het weggeloop. Dan loop ek in die dorp rond. Dan loop ek in die veld rond. En ek het plekke gesien. Ek het plekke ontdek as kind. Ja, ek greep pas in nie. En dan gaan sit ek met die ou mense en praat. Nou, dit was 'n bietjie abnormaal vir die res van die kinders. Maar dis dit mos maar altyd so snaaks se kind in die skool. Nou ja, maar tog vandag besef 'n mens vir jouself, dis daai belangstelling. En dit is wat eintlik mense vorm. Daai mense se stories onthou ek vandag nog. Julle sal sien daar's 'n monumentjie. Dis die 38 groot trek monument. En hy het 'n wa en ossies gehaal. Daar by agtergrond sal julle dit op die ossies sien. En dit was in 2003. Toe word die ossies gesteel. Nou die storie is dat die ossies is gegiet, daar's nog ossies by gewees het. Die ossies is gegiet uit patroondoppies deur 'n persoon wat hy het 'n gastoestel gehad en hy het op 'n toelie gebly. En toe ontplof die gastoestel, toe sy dood. So het nie verder as die ander twee ossies gekom. En die waantjie is met so 'n klein slotjie, al die jare was hy net toegesluit, net so 'n swaalde stukkie draad wat in die beton was en hy was daar vasgesluit. Ossies het los gestaan. So niemand het geworry nie, niemand het gesteel nie. Die ossies het eventueel gesteel, maar met moeite kon hulle toe nou weer die vorms kry en hulle het hom maar in hars gegiet. Die waantjie is vandag te sien in die Palissy Reismuseum. Heel onder daai verwaarloosde plekkie wat so half rooierig is, dis jou stasiegebou. Net weer 'n idee vertel van hom. Die foto het ons nou geneem, dit was in Maart toe ons daar was. Vir 'n boek, ek gaan net vir julle vertel van die boek wat nou gaan uitkom in die Woordfees en die Vryfees. Oor Betulie. Toe was die rivier al vol. Nou volgens oorlewing, daar waar die bome was, wat jy sien, is waar die konsentrasiekamp van Betulie min of meer geleë was. En julle kan sien, dorp is maar redelik naby aan die rivier. Op daai konsentrasiekamp terrein, ek gaan net weer terug. Nou, hoe kan ek nou vir julle wys? Ek gaan vir julle net min of meer hier, ek nie kan sien. Ja, ek gaan nie kan sien. Daar is twee monumente wat nog te sien is. Die kamp is met die bou van die gariep, is daar besluit om die kamp te verskuif. Want hy gaan onder water wees. En daar's nog gesê, hoor hierso, hierdie kamp kan nie onder water wees nie, ons moet hom verskuif na 'n nuwe terrein. So dit was deel van die Oranje Rivier projek, die brug, die waak, die kamp, alles wat daarmee plaas wat uitgekoop is. Maar op die kampterrein is die twee monumente nooit verskuif nie. Nou die eerste monument wat julle daar sien, in die Egyptian Revival styl. Dit is ontwerp deur Baltin Sang. Ek julle onthou vir Baltin Sang. Dit was hier baie bekende grafsteenmaker in Bloemfontein, 'n firma. En net verlede week het ek met 'n agterkleinseun van hulle gepraat. So net jy sal dalk weet waar Gert Theat gebly het. Daar so al 'n sandsteen hier af in Zastonstraat. Dit was Baltin Sang se plek gewees. Nou, elke konsentrasiekamp moes so 'n monument kry. Maar die boere het gesê die Engels is 'n gewetensmonument. Hulle koop nie in hierdie ding nie. Hy was bedoel om die naamplate te hê, wat die gesneuwel, die sterftes van die elke konsentrasiekamp moes bevat, maar dit het nooit gebeur. So het nie verder gekom nie en die ander kamp het nooit 'n monument gekry. Dan heel onder sal julle sien is hierdie monument. Hy is in die vorm van 'n naald. Hy het twee panele weerskante toe. Dit is na die nuwe kamp toe verskuif. Die een bring hulde aan Dominee Becker, wat 'n groot rol in die oorlog gespeel het. Die ander ene is Toosje se vergewe en vergeet.
Daar bo sien jy ook sien die doringboompie. Deesdae skiet die ouens skuif na die ding. Maar hoekom die hele monument nie geskuif is nie, weet ek nie, maar mens kan baie duidelik sien die vroue monument in hierdie ontwerp. Dis in 1952 opgerig, die Van Riebeeck fees, daar besluit is die kamp 'n bietjie opgeknap word. Daar is ook in daai 1952 besluit, kom ons vervang die klippies wat die grafbekleding was. En ons sit hierdie soort van sementsarkofaag op elke graf. Baie netjies gelyk, maar ek verstaan vir hoekom, want dit was maar moeilik om skoon te hou. Nou wat gebeur met die klippies is tydens die oorlog of tydens die kamp se bestaan, het die vrouens en kinders die klippies uit die spruitse balle gebruik. En hulle het hierdie klippies gebruik om hulle geliefdes se grafte te beklee. Okay, julle kan net 'n idee kry hoeveel klippe is dit en hoeveel mense is dood. As mens na dit kyk. Nou as jy vandag daar loop op die terrein, sien jy nou hierdie twee monumente, daardie hoop klippe, en dan oralste steek hierdie tipe van sarkofaag uit, van hulle is half in die grond, wat ook al, wat griesaam is vandag. En ek moet nogal sê, dit is nogal regtig iets wat ek elke keer sien as ek daar kom. Daar's baie meer kappe. En die grafte gaan baie dieper af, as wat 'n mens besef. En dis die ding wat ons altyd sê, daar's meer as een persoon in 'n graf begrawe. Dan kom daar, as jy die grond uitgrawe, kom daar menslike oorskotte. Of sulke klas van goed. Stukkies spykers, selfgeroeste spykers, wat daar uitkom. So dit is deel van die oorspronklike kampterrein, en dit is steeds waarom ek die terrein nog en die mense dit ook nog sien, is 'n baie spesiale terrein. Op 'n stadium het ons van die klippies gebring, en ons het dit ingebou in die Betuli monument. Julle sal sien hier onder, daar waar die engeltjie is. En dis die nuwe terrein. Baie mooi in stand gehou, dit word Trudy hou haar hand op dit, en dit is hier so in die jare 60 is die terrein die nou ingerig. Daar's van die steentjies wat die vrouens en kinders, die kopstukkies wat hulle in sandsteen hulle geliefdes se name uitgekrap het, met stukkies draad, stukkies spykers, wat ook al. Ja, 'n bietjie volkskuns wat daar verskyn. Nou, op 'n stadium het die munisipaliteit van Betuli besluit, weet nie wat 'n groep munisipaliteit het, hulle gaan nou die ashoop verskyn. So 150 meter van daar af, hy is nou daar gevestig. Toe al hierdie ashoopgrawers nou besluit, hulle gaan hierdie waar die steentjies is, gaan hulle nou as 'n toilet gebruik. En die sout van die urine het gemaak dat baie van die steentjies se gesiggies begin afval. En sout en sandsteen gaan nie saam. Toe die hulle opgetree en hulle het die hele ding toegemaak. Dis nou moeilik om julle hier te wys, maar dit is eintlik half soos in 'n hok. Maar die museumdiens, daardie provinsiale museumdiens het toe gegaan en alles afgeneem. Want toe was daar nou alreeds skade. Maar dis wat so lekker is. As ons in die versameling hier het, of kyk jy items, dan gaan kyk jy, dan is daai persoon se grafsteentjie op daar. So goed kom by mekaar. Dis so lekker om dit te sien. Ek het julle net vertel van die Palestine Huis Museum. Hier is so 'n bietjie van hulle goed. Hulle het 'n baie mooi konsentrasiekamp versameling. Dit is maar die ou styl van uitstal, maar steeds dis vir die gemeenskap belangrik en hulle het regtig baie mooi goede. Ek dink hulle vir alle tekstiele kort 'n bietjie konservering, maar hooplik is dit waar die Oorlogsmuseum ook kan kom. Hier kan julle van hulle goedjies sien uit die konsentrasiekamp, krygsgevangene goede, Britse goed. Ons het van enkele van die goed ook in die nuwe publikasie wat ons ingewerk het. Nou hier begin ek eers met Betuli in die oorlog. So ekskuus, vra, ek wil nie te lank stil staan op elke skryf nie. Waar kom die inligting vandaan? Die studie gaan oor hoe Betuli gelyk het voor die oorlog, tydens die oorlog en net 'n paar jaar daarna. Van 'n welvarende gemeenskap, gemeenskap in 'n oorlog en dan natuurlik die skade en die verliese wat hulle gehad het. Die inligting kom uit argiewe uit. Dit kom uit die Vrystaatse argief. Nou dit was so wonderlik om die Vrystaatse argief 'n bietjie voorreg gehad, baie spesialisties moet gehad om in hulle kluise te kan sit. Tafeltjie gekry en ek kon letterlik die bokse trek, hierdie goed gaan, dis iets wat Betuli teruggesit en so voort, afgeneem en so. Dit het my regtig 'n baie groot voorsprong gegee en die argief het 'n baie groot rol gespeel in hierdie verband. Ek het ook 'n baie goeie mentor gehad, Dr. Markie Olofse,
vir die Universiteit van die Vrystaat en natuurlik professor André Wessels. Verder is daar ook allerlei ander bronne, Oorlogsmuseum se versameling, foto's, mense buitensyd, ek kan nie eens begin nie, maar kommandolyste, van Oranje se eerste meisiekinders, was so arm, hulle kom uit die Pretoria gemeenskap van die wese. Daar's 'n register met hulle name op. Hier kan julle sien medaljerolle, koerante. Noem dit, dis daar, die lyste van die Hensel, die Joiners. Dit is, daar's lyste met dit. En nou ja, dit gaan hier begin maar basies 'n bietjie oor te gee, agtergrond te gee oor die topografie in die omgewing, ontstaan, die voorhand van die oorlog, hoe dit gelyk het en natuurlik die kommandowet. Daar kan julle sien die ou dorpie. Ek gaan vir julle miskien nie wys. Daar sien julle die groot kerk en dan langsom wat die ander pyl wat so plat is. Dit was die eerste kerk. Dis die kerk wat deur Lou Weppener gebou is. Daar's toe nou later besef die kerk gaan te klein word en hulle het nou die groot kerk gebou. Daar waar die ander pyl is, wys die pastorie. Om terug te kom na die eerste kerkie toe, tydens die besetting van Pretoria het die Engelse hom as hoofkwartier gebruik. En gereeld danse daar gehou. Die boere was baie ontsteld geweest oor die Engelse ding wat op 'n dans het in die kerk. Hier kan julle sien die bekende Mabel Palliser. Sy is later getroud met oude Jansen. Gouverneur-generaal, dankie, daar is dit. Die gouverneur-generaal van die Unie van Suid-Afrika, Jansen. Baie moeilike tannie gewees. In daai tyd in die blou trein, as daar nie 10 toiletpapier was nie, was sy glo baie opgerig. Maar in elk geval, daar kan julle sien, daar in die verte kan julle die pastorie sien en hiervoor is dit die Palliser Museum. Nog so 'n bietjie so 'n panorama van die ou dorpie. Eerst het daai tyd maar rondgeloop, of so sê, was op die tyd van die waans en goede, maar 'n baie netjiese dorpie. Nou dit is Kerkstraat en dit is die roete wat die Engelse die dorp binne marcheer het. Kan julle weer sien 'n baie mooi foto van die ou Vrystaat, van die ou dorpie, net voor die oorlog, met die ou eerste kerkie daar in die verte, en die roete wat die Engelse dan die dorp inmarcheer het. Ons net teruggaan. Hier aan linkerkant, ekskuus, ek gaan julle wys, daar is die Royal Hotel. Die storie gaan dat toe die Engelse nou die dorp inmarcheer het, toe het dit aan die Dobbins behoort, Engelse familie. En hulle toe gou gehardloop, dat die Union Jack gehuis, mevrou Dobbin het die klavier uitgesteek op die stoep en God Save the Queen gespeel. Die Engelse soldate braaf by die skip. Nog so 'n panoramiese beeld van die Pretoria, al van die kloof. Dus elke ou dorpie daai tyd het hulle ook na Pretoria Racket and Tennis Club sien daarso. Hulle het baie kultuur ook gehad in die tyd. As die Racket and Tennis Club maar weer. Die van die posmeester, die oggendmark by Pretoria. Nou, dis die ander hotel, dis die Pretoria Hotel. Hy staan nog, het behoort later aan oom Petrus Fourie. Hy was 'n kampseun. En hy het baie gedoen om te sorg dat die nalatenskap in die konsentrasiekamp behoue gebly het. Hy was 'n weeskind in die konsentrasiekamp, het in plaas Mooifontein gebly, het sy ma dood in die kamp, en hy het nou altyd half hierdie ding oorgevat, die kamp, en altyd gekyk na alles. En ek lag kyk een van sy briewe hierso, op 'n stadium sê hy van, toe hulle deur die kamp weer verskuif het, toe sê hy van, ou so en so, wat sy loop en vertel in die dorp, maar typies, hoe die ou mense is, in die dorp, klein dorpies, dat sy mond het, voluit om te sê, hulle is weer met 'n afgod in die dorp, dat hulle skuif die mense, toe sê hy, maar as ek die ou sap weer raakloop, sal ek om 'n paar woorde gee. En so het was die tyd van die sappe in die nambe. Hier is die Royal Hotel van naby. Die Dobbinson, en daar is dan ook 'n biljartkamer, baie mooi hotel. Hy lyk nou nie meer so nie, maar baie pragtige plek. En dan nou, naby Pretoria was daar, Pretoria en Redensburg, baie naby aan mekaar, is nie te ver nie, Smithfield, al daai dorpies. En by Burgersdorp
Natuurlik het ons by Redensburg is die groot gereformeerde kerk. So, Doppers is groot daarso, maar Betuli het dan ook 'n baie groot gereformeerde gemeente gehad. En dan die teologiese skool was in daai tyd net oor die rivier af na Burgersdorp. En daar was ekskuus, ek moet net weer my feite kry hier, so ek kan nie op sy naam kom nie. Posma, Dominee Posma. Ek kan net weer wys waar is hy so. Ja. Hy was die gereformeerde predikant op Betuli. En 'n baie goeie predikant en 'n baie groot rol gespeel. Daar kan julle weer ook sien vir Posma daar en selfs vir Tosius hieronder, né? Van die gereformeerde skool. Nou, ek gaan nou terugkom na hulle toe en daar sien julle die gereformeerde kerk weer. Daar is die ou kerkie gewees, dis die eerste gereformeerde kerk. Hy is dan nou later vervang deur Koetsteiner se kerk. En hier is nog steeds die gereformeerde kerkraad uit die tyd. En hier is die NG Kerk. Daar is Dominee Becker wat 'n baie groot rol in die Anglo-Boereoorlog gespeel het. Hy is later die kamp belet, ons het hulle gesê hy het briewe ingesmokkel van die kommandos vir die vrouens en kinders. Daar is die kerk, pastorie. En dan is daar die Anglikaanse kerk en pastorie ook, wat sy net gesê het. Op die terrein van die Anglikaanse kerk se pastorie is daar vandag die Betuli Oudhuis. Jy sien hom daar van bo af. Betuli het sy dokter gehad tydens die oorlog, Dr. Valentine Bert Miller. Hy was ook die Betuli dorps veldkornet. En hy het 'n baie belangrike rol gespeel by die Stormberg in die sin van hy die Engelse verpleeg en hy was regtig waar boer, Brit en almal. En toe die kommandos nou terugval, eventueel het hy ook nou as hy geval, wapen neergelê, ek kan nie lekker agterkom nie. En hy is toe teruggestuur. As die kom sê, ons waardeer wat jy gedoen het, want jy gaan wat se mense nou sê nie gedeporteer word nie, maar jy gaan nou skuif na Maritzburg toe. En jy en jou familie gaan ten duur van die oorlog daar bly. Nou, hy toe begin om daar praktyk te open en jare later, hy het toe nog maar aangebly om daar te bly. En jare later, het Dr. Ron Bester, bekend van Ron Bester, wat hier die groot vuurwapenversamelaar is, sy skoonpa het sy praktyk oorgekoop. So dit bring so 'n bietjie die museum weer bymekaar. Hier kan julle sien, dis van die brugbouers, daar so by was ook 'n tolhuis gewees. Die tolhuise se hoeksteen is vandag ingebou daar by Oudtshoorn se stadsaal. Daar in die verte kan julle die twee brugge sien. Daar's van die mense wat dood is met die bou van die brug. Nou, dis baie altyd vir my so uniek om te weet dat voordat daar 'n brug gebou is, hoe die treine oorgekom. Daar was 'n soort van 'n laagwaterbrug, moet maar so, wat daar eers gebou is. Die ding het 'n baie belangrike rol in die oorlog gespeel vir die Engelse. Want eventueel sou hulle daai fondasies gebruik toe die brug opgeblaas is om 'n tydelike brug oor te bou. Nou julle kan sien hierso die keisons gebruik hierso onder, daar het die begin met die fondasies. Keisons in die rivier gesink en begin om die fondasies vir die nuwe brug te bou waarop die pilare sou staan. En natuurlik ook voordat nou begin ons al meer na die oorlog uitkom. Voordat die oorlog uitgebreek is, was hierdie Engelse eers hulle huiswerk gaan doen en daar was meneer Edward Elton. En hy die hele spionasieverslag opgestel oor hoe die dorp gelyk het, die hele Suid-Vrystaat, Smithfield, Peripolis, en waar die brug was. Nou, soos ek net gesê het, al die ander brug gehad, Betuli 2, by Koelsberg was daar een, en dan gaan ons af, as ek reg is, dan die volgende een is het by Hopetown gewees, ek moet nie die een gemis nie, maar daar was nie baie brug, so die brug was vir die Engelse baie belangrik, veral met die spoorlys. Sy spionasieverslag het verskyn, ja, net voor die oorlog, ons weet hoe na die Jameson inval, is daar Mazers gekoop en Betuli se mense is onder andere ook die kommando is bewapen met hierdie nuwe Mazers. Hierdie lyste verskyn in die Vrystaatse argief. 'n wonderlike lyste, jy kan presies sien wat se wapen gekry. En natuurlik, toe die oorlog breek uit, Smithfield se kommando vertrek
en hulle kom by mekaar by Betuli. En daai gedeelte van die komando druk op oor Venterstad toe, beset Venterstad, op pad Burgersdorp. Aliwal gaan weer generaal Olivier met sy komando. En hy trek oor die Aliwal, beset Aliwal, en so kom hulle almal by Stormberg by mekaar. Daar gaan julle vir Olivier sien. En daar is die groot rol van hierdie kommandos. Nou, ek wil net vir julle sê, en ek bring nou vir Kosie daaraan, dat die eerste ongeval van die Anglo-Boereoorlog was in Smithfield gewees. Een van die kommandolede was saam besig om uit te ry uit die dorp uit, en toe was die weer swaar, slaan die weerlig op. Dit is die eerste geval van die ongeval van die oorlog. Daar kan julle sien, daar is generaal Olivier by Stormberg, dit is een van die kanonne, kan sien as die Vrystaatse artillerie, en natuurlijk nou weer Stormberg, sy Olivier, kan nie stil staan daar nie, en toe die kommando het 'n baie groot rol gespeel om die Engelse, die Montmorency se mag, wat daar betrokke was by die Stormberg omgewing, om hulle te verslaan tydens die geveg is Montmorency opdoop. Maar nou wat gebeur nou? Nou, hierdie Engelse kom intussen by die duisende aan, dis nie meer 'n titan, hoor nie, die Engelse besef, hoor die ons moet Britse magte, soldate instoot, begin die boere terugdruk, en begin die hoofstede beset, of te beweeg in die rigting, en die nuwe bevelvoerder Lord Roberts. Hy besluit om die ou aanvanklike strategie te volg wat aanvanklik besluit is, dit is om die Republieke se hoofstede van die Kaap spoorlyn af te beset, en hier deur Natal. Boere val terug, en dis 'n verskriklike groot waalaars, wat hulle mee moes terugval. Boere besluit met ook by Betuli, hulle oor die rivier is, blaas die spoorlyn op, blaas die spoorbrug op. Maar ons hou nog die Waarbrug. Daar kan ook nog 'n paar agternalopers kom, jy weet ons is die boere, en so hulle blaas hom nie op. Hy bly daarom nog half as 'n agterdeur. En daar kan julle sien, nou dis interessant, hierdie goede kom uit Transnet uit. Transnet, die laaste brugingenieur, het seker so 9 jaar terug afgetree. En in hulle versameling het hulle al hierdie leers oor brug. En hier was dit nog bevoorreg geweest om die ou te kon ontmoet, en hy het vir my die brug gegee, die brugleers. En hier kan julle sien, aan die Kaapkolonie se kant is die treinspoorbrug opgeblaas. Baie mooi brug, jy kan sien daar. En kyk net daar. Daar is dit na die Kaapkolonie se kant. Die span is vernietig. Op 'n stadium, nou, oké, wat nou gebeur het? Nou lê die boere wag die kans. Ons het daarom nog die Waarbrug. Ons gaan hom nog nie opblaas, hier kan 'n paar laatkommers nog oor die rivier kom. En toe hulle weer hulle oë uitvee, dis die Engelse aan die ander kant van die rivier, en hulle skiet op hulle, op die boere. En nou is daar 'n geveg. Hier kan julle sien, 'n krygsgevangene ouetjie het later die hele storie gaan teken. Hier kan julle net sien, net kyk nou meer waar die lig het skerp. Daar is die inbrug, daar is die ander brug, en hier is die Engelse en so aan. Dis 'n baie mooi skets van hoe die gevegte plaasgevind het. Weerskante en wat ook al. Maar dan was daar 'n ou gewees, die boere is oulik. Hulle skrik toe nou wakker en besef, hoorie maar die Dendombiet is klaar onder die brug gesit en dit opgeblaas word. Maar dit was 'n bietjie getal. Toe gaan die boere met wolbale en bestoor dit vorentoe en probeer die Engelse teen van die brug afskiet. Dit het nie gebeur nie. Die Engelse stuur toe op een van hulle dapper ouens en hy gaan en hy haal die dinamiet onder die brug uit. En daai brug was absolute strategiese waarde. En daar kan julle nou sien waar die brug was en waar die spoorlyn geloop het. Sien. Maar oorkant die geveg wat daar waar die brug was dat die Hallemse plaas. Die van julle wat binneland kyk, wat is dit binnelanders? Daar ouetjie die rolstoel, is sy familie se plaas. Die Engelse skiet van daar af die boere en ja, daar op éventueel word die ou doodgeskiet op Piet van Vrede. Hy was nou beskou as een van die dappere ouens wat die brug probeer verdedig het. Hy is toe sy dogters later opgeneem in Oranje meisieskool. Nou goed, ek gaan julle net vertel van Pretoria se krygsgevangenes. Kommandant daar was kommandant Plooi en verder sou Pretoria deelneem by Sallanspos,
by Rodewal kom die slag van Rodewal en natuurlik die nekslag vir die Suid-Vrystaatse kommandos was die brandwaterkom. Waarom dit die hele Suid-Vrystaatse kommandos uitgewis of gevang is en weggestuur is na Salon. Van die jongste seentjies, net jy sal die foto ken, kom van Betulie af, daar van die plaas Visgat. En hy was 6 of 7 jaar met Kronje ouetjie. So daar kan jy sien Rodewal, slag van Rodewal. Die brandwater kom, waar die Betulie kommando gevang is, saam met die ander Snipfield en hele ander Roewel almal. Hulle is met die Bavarian Salon toe gestuur. Daar was so Harekwas ouetjie daar gewees na die oorlog, Henry Engelbreg. Hulle het geboor in die Bestulie distrik. Engelbreg het besluit, hy gaan nie vertroud teken. Hy is 'n bittereinde krygsgevangene. En hy het toe later die hoofgeword van die Jala Natuurreservaat. Daar op Salon, almal het geteken en teruggekom en hy het gesê hy gaan nie. Hy was getroud. Hy het toe vir 'n ander vrou gekry daar. En Arnold Verdyk, weet ek het 'n paar jaar terug het hy op 'n stadium die graf van Henry Engelbreg gaan besoek. Nou tydens die Eerste Wêreldoorlog het die Emden, was 'n Duitse skip, al om Salon gevaar. En daar het gesê dat hy, wat Engelbreg was, in die aand syne gegee het, ek weet nie wat so goed als vir die Emden. Dit was eventueel nie so nie, maar Engelbreg is halftoe op daai stadium ook in die tronk gesit. Hier kan jy dit die kommando sien of van hulle, met kommandant Olivier daarso, daar's 'n Olivier tydens die oorlog en sy vrou. Dan ook Burger Griesel, wat 'n baie mooi dagboek gelaat het. Hierdie foto's altyd besonder, want ons het nou die dag gesien, die familie in die Betulie kamp, die sit die vrou en die kinders, dis al man se graf. Bring die goed by mekaar. So dit het ons nou in die nuwe boek so by mekaar gebring. Daar kan jy nog sien van die krygsgevangenes, daar's Olivier en sy twee Plooi en sy twee seuns. Plooi het 'n baie mooi dagboek, een van die seuns het 'n baie mooi dagboek gelos, wat in die Annibal Noord Museum is. So 2 jaar terug het ons die versameling van die Anglo-Boereoorlog ook van Annibal Noord uit die museum daar gaan haal, want die museum is ook nie meer in 'n goeie toestand nie. Daar is die bekende Henry Engelbreg, wat ek julle van vertel het, al sy graf. En nog so 'n bietjie, nou hierdie is 'n baie mooi storie, generaal George praat. Die bietjie van wat oorbly toe in die guerrilla-fase van die Suid-Vrystaatse kommandos is onder sy bevel geplaas. So hy het dan nou die operasies in die Suid-Vrystaat, was dit onder sy bevel. Daar sien jy hom in die middel. Hy is toe later getroud met 'n meisie van 'n Merwe. Sy het uit die Betulie kamp weggeloop. En sy het gaan verpleeg, toe word sy gevang. Loop sy weer weg. Toe word sy weer gevang, maar sy het toe hom verpleeg. Nou as jy net die boek Suffering of War ken, sy staan op die voorblad van Suffering of War, en of jy was. Ek het hier net gesê van die brug, en wat sy 'n belangrike rol die brug gespeel het daarso. So Betulie is eventueel beset deur Major Kertiker. Hy en dit kom uit die Van Dyk versameling. En daar kan jy sien die Nobbelspondbrug. Ekskuus, ek het net vergeet om te noem dat Nobbelspond het ook natuurlik nog sy brug gehad. Daar kan jy sien Nobbelspond is ook opgeblaas. Hoerder het byvoorbeeld 'n baie mooi sketsie gemaak van hoe Nobbelspond in sy brug in die lug geblaas is. En ek kan julle vertel van Piet van Vrede. Die boere nou oor die Betulie Baarbrug wil kom, skiet hy en 'n paar ander burgers daar. Onder andere van die teologiese skool, nou 1 of 2 van hulle is daar dood en hy is daar dood. Sy vrou was na die oorlog so verarm, laat soek sy twee meisiekinders toegestuur na Oranje as die eerste leerlinge. Nou, dit was die onderwyseresse gewees by Oranje baie jare daarna. Major Nolan Naylor het die vlag gehuis, die Britse vlag voor die landboukantoor Betulie die dorp beset is. En hier is 'n poppen wat die dinamiet verwyder het onder die brug. Daar sien jy 'n poppen. Hy het 'n bietjie hulp gehad van die kaptein Grant. En hulle het gesorg dat die brug nie opgeblaas word nie. Daar het die Engelse ingekeer van daardie kant af. Daar kom hulle by die hotel. Hulle speel die kampier en die Engelse marseer verby. Daar marseer hulle steeds verby. Dit was, so dit nou moet gaan kyk. Dis wat kan nie onthou nie. Dit was
Dit was omtrent, dit was net kort voor Bloemfontein se besetting. Jy is heeltemal reg. Dit was net kort voor. Dit onthou ek dan. Ek kan nie vir jou meer die presiese datum sê nie. Maar net Min of meer. En daar staan hulle voor die kerk. Nou dit is nou Weffenus se kerk daardie wat hulle nou beset het as 'n hoofkwartier. En dan het hulle nou onmiddellik besef, hoorie maar, hulle het die hele garnisoen by die brug gesit. Die Engels sit nou met 'n helse probleem. Die spoorbrug is opgeplaas. Hoe kry ons daai voorrade oor die rivier? Hoe is hulle baie slim? Hulle gaan vat hulle die spoorlyn en hulle herlei hom oor die Wabrug. En hulle besef, okay, maar die ding kan nie 'n stoom-engine vat nie, hy's te swak. So begin hulle trokke afhak en stoor daai trokke oor die rivier. Aan die ander kant was die engines wat hulle gebyt het, daar by Springfontein, hak hulle weer die goed afgehad in die rivier. Maar hulle het intussen 'n hele garnisoen daar gevestig, myle, esels, wat ook al jy kan sien daar. Also de light infantry by die spoorbrug, groot kamp daar. Brug is, ek sê die spoorbrug is daar heen, maar die Wabrug het soos goud opgepas. En intussen, daar kan julle sien, daar is besig om die spoorlyn te herlei en oor na die Wabrug toe. As mens skielik op. Daai kaart kan mens baie duidelik sien. Kan jy sien hoe hom herlei. Dan kan mens sien verder, kyk hier daarso, nou die Engelse begin. En die eerste blokhuise is daar gebou by Philip, by Nobbelspoort by Pretoria. En as jy nou gaan kyk na ons blokhuis hierso, is die 8-hoekige een. Daar is net 8 van hierdie styl gebou. Die Irish River pattern staan net 2. Jy onthou toe jy nog 10 voor herstel, is nog wel die een. En die ander ene is nog by Nobbelspoort, wat vandag Gasthuis is. 2 was by Pretoria, daar sien jy om die verte die ene, weerskante. Hulle is gesloop, ek dink met die bou van die rivier, van die dam. 2 by Nobbelspoort, 2 by die Rietvrivier en 2 by Tierpoort. Nou kyk hierso, wat die Engelse ook intussen toe gedoen het, besef hoe hierso, ons kan nie heeltyd die goede oorstoot oor die rivier nie, oor die Wabrug nie. Toe gebruik hulle die fondasies van die ou brug hier, omdat daai ou klein laagwaterbruggie, toe bou hulle op daai fondasies 'n tydelike brug. Nou, hulle kan bly wees as dit vandag se vuur was, as daai ding nie, was dit nie moontlik. Daar kan jy hom sien, baie duidelik. Hier is hoe die brug in die lug geblaas is. En dan hierdie was die Left Wing Railway Pioneer Regiment. Hierdie ouens is van die myne afgewerk in Johannesburg. En hulle was goeie ingenieurs. Hulle het daai brug begin herbou. Daar kan jy weer sien. Daar is die laagwaterbrug. Hierso is onder andere ook van die ingenieurs. Dus is die brug nou maar gelyk het. En nou goed. Nou is die kwessie van guerrilla oorlog is goed aan die gang. En nou begin hulle oral sit die boere, die Britte begin dan nou die geraasblokhuise opterug, ook dan van Pretoria deur tot by Springfontein. Daar kan jy die lyne sien, die blokhuislyne. In die dorp self was daar ene gewees bo op die koppie, daar was ook 'n kanon daar, so die stelling is nou nog daar so. En in die dorp was daar ook allerlei skanse gepad gewees om te keer dat die boere nie die dorp sou beset nie. Daar is ook 'n town guard gewees daar. En dan daar waar die vlag is, dit was die landroepskantoor, hy staan nog steeds. Dis net weer om julle te wys die blokhuis by Pretoria, waar hulle opgerig is, kyk hierso. En daar is die brug daar naby. So ek sê dis jammer hulle bestaan ongelukkig nie meer nie, maar dis nou maar 'n pansertrein by Pretoria. Wie is van die Engelse wat dood is daar, ook natuurlik maar weer as gevolg van maagdoor siektes, nogmaal siektes en siektes was 'n groot ding in die oorlog. Hulle is daar begrawe. En natuurlik nou ja, dis die Engelse se feesvierings met die kroning van Edward te doen. En 'n bietjie van die monumente. Nou daar by Pretoria is die sogenaamde Keseldam. Dit was 'n reservoir wat die Pretoria konsentrasiekamp water gegee het. En seker in 1998 toe gaan ek en 'n twee kollegas en daar was 'n juffrou Lenet Piek, wat baie lief vir die Boereoorlog. Sy het ons vertel van daar's ter op baie ding geverf, maar dit is so dof. En hoe meer die oudite vir haar begin terugverf, ons kunstenaar daardie die provinsiale museumdiens
Weer kom ons agter maar die perde se ore is al baie klein. En toe kom ons agter dis esels. En natuurlik want die mense die dammetjie was bekend as die eseldam. En dit is waar die Remian kamp was vir die esels daar in die Julie kamp self. Verskroeide aarde in die distrik, dit is meer te sê. En natuurlik die groot ding is Julie kamp wat ontstaan het as gevolg van 'n geweldige verskroeide aarde beleid wat skielik toegepas is in die winter. En hierdie mense wat in hope pad is van Reddersburg te Wetstorp, al daai omgewings. Ruwel is alliewel noord toe. Wetstorp, Reddersburg en Porrismith is Pretoria toe gebring. As mens kyk hoe daai mense in die winter aangejaag is, aangery is. Hulle is met waans gevat tot by Edenburgstasie en dit sluit die plaaswerkers in. Daar is die plaaswerkers gelos en dan moes hierdie mense op die trein gesit word. Hulle moes Springfontein toe gevat word. Op daai stadium was daar net Springfontein en Nobbelspont op twee kante. Die Engels het gou besef, hoorie maar hy kan nie meer nie, dit is net te veel, hulle moet nog 'n kamp vestig. En toe besluit hulle om op Pretoria 'n kamp te begin. Hoekom? Dis langs die spoorlyn, kos, vervoer wat ook al. En die mense was toe nou al van Reddersburg was vir 'n hele paar dae op die stasie en Emily Hapels kom maar verby en sy loop hulle raak. Onder andere die van der Walt. Hulle was familie op 'n manier en Reza het vir ons gaan nou vir julle vertel wat was Reza is. En Emily kom later weer terug daar en sy sê my arme hier is hulle nog steeds. En ek dink dit was amper meer as amper 2 weke lank wat hulle daar onder die treine ingekruip het en gebly het en so. Dit was die toneel van die Vroue Monument afgespeel. En my kollega Vicky het op stadium nou afgekom op hierdie rekords wat vertel vir die kind wat dood is op die konsentrasiekamp stasie van der Walt. Ja, die Reineke. Maar dit was van der Walt gewees en Reza sal dat jy gesê dis nie van der Walt maar dit is van Reineke en dis hulle babie. Nou, daar was 'n babietjie, maar van wou het hier kunstenaar vryheid gebruik. As jy kyk na die Pieta in Rome, die Jesusbeeld, lang bene, so het dieselfde effek gehad. So alhoewel die storie 'n babietjie is, het hy hom 'n bietjie aangepas hierso. So Reza het vir ons toe op die ou end koneksie gemaak met daai vrou wat 'n dagboek gelos het, Rensha van der Walt, en hierdie van der Walt. En op grond van dit het NW uitgewers dankse meneer Koot Becker hoof van Naspers geld bewillig dat ons 'n baie spesiale boek uitbring wat nou met die Vryheidsfees bekend gestel. So, julle paar dae later, oor 3 dae, trek die trein toe na van Springfontein af. En dit vat hom 3 dae om tot by Pretoria te kom. Maar julle weet, dis mos nou naby, dis nou nie ver nie. Maar dit wys jou nou maar net, dit het stadig gegaan, die mense was reeds siek, nou is hulle nog sieker. En Emily onder andere vertel ook van, toe sy daar was met sy klere en kos aan die groep uitgedeel, Clara Sandrock, Gerwaarde Sandrock, wat die Duitse Lutherse Sendinggenootskap Springfontein bedryf het, sy dogtertjie het haar geld kos uitgedeel. Nou wat gebeur het, daar was 'n groot gemeenskap, swart gemeenskap by Springfontein. En nou Sandrock het laat bearbeid. Hulle was deel van die groep wat gebruik is arbeiders om die spoorlyn te bou by Springfontein. Nagraf is hier oorkant 'n memoriam. Die aankoms en Pretoria kamp van hierdie mense, nou daar's niks. Die vrou vertel, Rensha van der Walt, hoe hulle moes glasskerwe vat om die bossies uit te krap. Tente was nog nie eens opgeslaan nie, die bietjie tente wat daar was, tot 14 mense in 'n tent gedruk. En hulle is toe nou ongedruk half in 'n gedeelte wat genoem word die Rooibultkamp, half opposite ten noorde van die dorp. Nie baie lank daar gebly nie, want toe kom hulle agter die water is nie genoeg nie, die sanitasie, die omgewing baie gou besmet geraak en die mense word net ingedruk. Daar is nie genoeg behuising nie, die tente is flenters, kos is min, daar is nie eers 'n dokter gewees nie, later het daar wel 'n dokter bygekom. Later kry hulle toe 'n ou, hy het Engels sê hierdie kamp moet verskyn word en hy besluit, goed, ons gaan 'n nuwe kamp vestig. En dit is die huidige kampterrein wat ons vandag ken wat ek net in gewys het.
Voeteris, die kamp was half in 'n vleierigheid geleë. So, hulle het nou agterna besef, hoorie maar, hier is 'n groot probleem, want as hierdie kamp, hy oorstroom, dat die mense letterlik in die water verstaan. En dit het hulle geweldig siek gemaak, want water en masels gaan nie saam. Daar is die Betuli kamp, en daar was die kampkommandant was Russell D. Daar sit hy. Ek het sy foto gekry in Port Elizabeth by Sportklub. Hulle firma het deur en Dietz en deur was 'n groot firma op Port Elizabeth daardie. En die storie is dat dat een of ander joernalis geskryf het dat hy die pos gekry oor dat een of ander offisier se hond gepind het wat weg was. Dit is nogal bekend vandag. Nou kan julle sien, Betuli kamp groot. Daar is nie baie foto's van die kamp nie, dit is maar eintlik baie interessant om te weet dat dit raar is. Maar daar in die oppervlaktes is die kamp. Daar kry mens die idee van die kamp, en dit het ellendig gegaan, mense. Betuli kamp, al die kampe was hel. Betuli kamp het so ekstra 'n tikkie hel gehad. Die kamp met die tweede grootste sterftesyfer. As jy vergelyk die omstandighede waar die mense dood is. Die mense het letterlik by die dood gegaan. Dit was veral jou kindertjies, kleintjies, soos maar altyd weet, wat die swaarste getref is. En as mens nou kyk na statistieke, kan jy sien wat 'n tyd van die jare dit gekom is in die wintermaande gewees, en dan ook sekere ouderdomsgroepe, wie was die mees weerlose? Nou, ek wil net stil staan daar by iemand wat 'n lesing gegee het 'n paar jaar terug oor dieet. Ek het jou bestaan en vertel van die dieet. Hoe belangrik is dieet vir die ontwikkeling van 'n kind en die groei, die regte kos en alles. En hierdie generasie, haar afleiding was dat weens die feit dat hierdie generasie nie die regte minerale gekry het uit 'n dieet nie, het ons agterna sogenaamde armblanke vlaag gestik. En ek gaan dit nou mooi stel, ek moet dit nou nie lelik stel. Die sogenaamde stadige Afrikaners gekry. Weens die feit dat daar 'n getrekte dieet was. Dit was afleiding, dit was nogal baie interessant om te weet maar hoe belangrik is kos nie en hoe dit as 'n kind se ontwikkeling kan beïnvloed. Daar het julle vertel, aanvanklik by die Rooiwildkamp het hulle water gekry in die Eseldam op daar kan julle hom sien. En dit is voordat hy geverf het, die Engels het die reservoir daar gebou en daar esels het daar aangehou. So dit is wat ons nou wil hier het. Kon jy nou as jy naby kom, kon jy sien maar hoor jy hier is die esels en daar was ook 'n swart constabulary kamp gewees, lede van die swart constabulary, en dan daai water het deurgeloop en dan het dit deurgeloop na die Betuli kamp. Daai mense het daai water gekry. Jy kan nie dink ons al klaar besoedel is. Kosie, hier is julle stop van die mense het weggekry in die distrikte. Nou die topografie van die Suid-Vrystaat is so, was die grotte regtig en klowe soos die Oos-Vrystaat nie. So meeste mense is maar gevang. Maar daar by Vrouenskloof, daar by tussen Betuli en Smithfield, het ek ook die mense weggekry. En toe praat ons toe met van die mense, die tannie wat nou die storie vertel het vir Kotie Pretorius, dat was hulle plaas Heuningsfontein. En sy het vertel van die kruis wat hulle, toe hulle daar weggekry het, in die Bloubos uitgekerk het. Daar sien hulle die kruis, het die toegegooi en so aan. En toe ons in Hoele, wat het datum, die kan kom presies onthou wat het datum is hulle gevang. En toe ek het om die Betuli konsentrasiekamp se lys vergelyk, kon ek sien wat 'n groep mense, hulle is toe almal Betuli toegeval, het op daai datum uit daai rigting aangekom. So mense kan redelik goed aanvaar. En een van hulle was die Smitte gewees, Smit familie. En hier in ons versameling is 'n rokkie van die Smit, 'n dogtertjie wat dood is, en haar grafsteentjie is dan ook daar in die Betuli muur aangekom. Ek het vir julle net nou gesê van 'n merwemeisie wat weggeloop het. Daar was baie wat weggeloop het uit die kamp uit. Daar staan sy met die kappie. Sy is dan nou later getroud met generaal George Brandt. En hierdie foto, jy kan sien, dit is na die oorlog geneem en hoe verkeerd is. Die kamp is na die oorlog opgevou en van die singplate wat hulle oorgelaat het, het hulle heining omgesit. Dit het in die jare 52 so al vergaan
toe hulle nou besluit om 'n bietjie op te knap en die klippies weg te pak. En weer van die grafsteentjies sien. En daar van die mense daar by hulle mense se grafte, die klokkies in die versameling op uitstalling hierso, elke keer as iemand dood is, het hulle die klokkie geluk. Begrafnisgehouers, die klokkie geluk. Daar kan julle sien. Toe die kamp, begrafplaas, en vir daai rede, die Jacobse, dan ook die sentrale paneel van die triptiek, het hy Betuli gebruik as 'n voorbeeld. As mens op van hierdie graf te kyk, hierso sien julle sien daar 3 botteltjies met die name op papiertjies van die mense wat begrawe is daar in die grawe. En Dominee Becker en weer die geestelike versorging te doen in die kamp. Daar was 'n weeshuis in die kamp gewees, vir die kinders wat nou wese wat versorg is daar. Weeskindertjies daarso. Hulle het elke dag hierdie kinders moes hulle loop van die kamp na die gereformeerde kerkie toe. Daar was die skool vir hulle gewees. Daar is die sogenaamde waskuil, baie naby aan die rivier, waar die vrouens en kinders aan hulle klere gewas het. Hout was skaars. Ek wil julle vertel, die impak van 'n kamp was so geweldig op daai ekologie, daai hele prys, die hele Oranje rivier was een groot klein oerwoud, weerskante. Daar was wildlewe, daar was ribbeltjies, daar was allerlei bokke wat daar gewy het. En toe die kamp ontstaan het, toe het hulle die Engelse daai hele stroom gestroop. Want hulle het hout nodig gehad vir die konsentrasiekamp. En as jy kyk vandag wat die impak was van so iets, net alleen op die ekologie, en hoe dit daai tyd al, hulle het dit genoem, dat plaaslike waarde verloor. Weens die feit dat hulle nie hierdie bosse gehad het nie. Dit is so 'n bietjie van die Betuli kamp inwoners wat julle hier sien. Nou, die verskriklike kamp kom dan Russell deur en hy het 'n Afrikaanse weerloper gehad met de Villiers. De Villiers is op die ou en dood, hy was regtig, vrouens praat van hom op die joiner, hoe hy die vrouens en kinders so sleg behandel het. Deur is op die ou end is hy vervang, maar daar was toe 'n hele ondersoek, dit was net so voor 1902, toe die Engelse eintlik geskrik en besef, maar hoorie, wat gaan aan hier, so tot Mulder het gesê, what is wrong with Betuli? En toe het hulle die kampkommandant gevat van Nobbelspont, Karl Bowen, was 'n baie oulike, was 'n modelkamp, even nie verwys het na die Nobbelspont kamp as die modelkamp, en hulle het hom kampsuperintendent gemaak, of bestuurder van die kamp. En hy het dadelik Betuli begin regryk, eenvoudige goed, en die tente verder uit mekaar gespasieer. Tente was baie naby, dus mense siek, dit moes hier, dit moes daar, dat daar groter ligvloei is, baie veranderinge teweeg gebring, aan die kamp se uitweg. En ek het hier net vertel van die mediese sorg in die kamp was geweldig sleg, maar met alles, ek van die dokters het ek leer gaan daar met drank. Daar's St. John Cole Bowen, wat 'n groot verskil gemaak het. Kan jy maar weer sien die weestent, op Petrus Fourie is op die tussenin. Hulle het later winkeltjies in die kamp toegelaat. As wie een gesê, Constantinas op die rakke, die kos. As dit, kyk hier, die kamp inwoners was baie keer toegelaat gewees, 'n bietjie daar langs die rivier te gaan rondloop op 'n pas. Ja. Dis ek ken nogal van die foto's aan dit, en hier kan jy van die mense sien. Mali die jager na kinders. Das reg letterlik families uitgewis. Van Merwe. En sy is later as 'n moeilikheidmaker is sy na Uitenhage toegestap. Wat gebeur hier so in 1902? Daar gesê, hoorie maar, die kamp is ook te vol. Kabushi, Stafryd, en Uitenhage, en nog een daar by P, pak hierdie mense op, die moeilikheidmakers, sit hulle op die trein, stuur hulle so ver weg. Sy is ook so gestuur. Siekte en dood. Net stil staan. Dis nie ons teorie nie.
So rukkie terug toe kry die erfenisstigting die masker. En dit is skynbaar deur 'n vrou mens in die kamp gedra. Nou die mensvrou het opgespoor op die konsentrasiekamp, sy is inderdaad daar. En oorlewering het dit dat sy met die masker in die kamp rondgeloop met die son. Sterk. Ek dink dit is nonsens. Wat gebeur het? Daar was verkrachtings in die kamp. Die joiners in die kamp, dit staan ook in die dagboeke geskryf onder andere van 'n Merwe, van 'n Wal, skryf sy en Dominee Lukhoff van hier is mans van die joiners wat in die aande rondsluip en gesonde meisies aanval. En die uitkoms daar was verskriklik. Nou mens moet onthou uit die tyd van die Victoriaanse era, jy praat nie van die woord verkrachtings daar goed. En een aand is van hierdie lot vasgevang, hulle is vasgetrek. En hulle het ook gesê, hulle het hulle lywe vet gesmeer en hulle gesigte bedek en ook swart gemaak. So dit is nou logies. En die ding het nou verbygekom. Nou, ek moet nou vir julle eerlik sê, dis 'n afleiding. Maar watter vrou val nou in 'n kamp rondloop met 'n masker? Onthou daai tyd het hulle alles in die dagboeke baie noukeurig geskryf en was maar die eenvoudige bestaan. Van die so en so het nou vandag dit gedoen of so en dit gedoen. Nergens verskyn dit van hierdie vrou wat met hierdie masker sou rondloop en mense al bang gemaak. Ek vermoed hierdie is een van die goed wat afgeval is. En waaroor mense nie graag gepraat het nie, maar van daai gevalle. Die vrede breek uiteindelik aan, daar is 'n diens in die kerk, en na die tyd, die vrede, sê Dominee Becker, hulle gaan 'n klipstapel pak, almal wat oorleef het, gaan toe nou in later, rig hulle, ook nog heel wat later, rig hulle 'n moeder en vrou beeld op, en 'n kinderbeeld, so iemand die beeld. Hier in die jare 1920, die help mekaar beweeg. En die verskuiwing is van die kamp is die klippe dan nou in die vorm van 'n piramide gepak. En op 'n stadium is die beeldjie toe nou gesteel, hier in 2010. En die oorlogsmuseum het toe nou die beeldjie gekry, maar ons het toe nou onderneem om 2 replikas te maak. Een terug te sit daar op Betulie en een hier op die Betulie monument. Daar kan julle sien hoe die beeld, die monument daarvan lyk. Dit is vandag plotte, daar waar die kamp is, daar is die rivier, daar was ook 'n sogenaamde birdcage. Hele families is in die kamp, as jy 'n bietjie weer warstig was, is jy geïsoleer, en jy het, bietjie wat jy gekry het, is nog verder geïsoleer, maar die Engelse was klipskols, hulle het nie die ma daarin gegooi nie, hulle het die hele familie in so 'n kamp gegooi. So jou kinders het dan bly. Nou op daai een plaas daar was die birdcage gewees, so al op plaas. Hier kan julle sien Betulie, die Orange River Colony tyd, die dorp begin maar weer gedei, begin weer sy dinge optel. En hier is die Betulie Burger Monument in die begrafplaas. Jou kerkie. Wat gebeur nou na die tyd? By Betulie is daar die plaas Kransdraai en al hierdie mense, die ou bywoners wat nie meer die inkom op die plaas het nie, is Kransdraai toe geval. Maar by Tweespruit is enige gewees, Kransdraai, Botawil, Kroonstad, Mushroom Valley, dit was alles werkskepingsprojekte. En by Kransdraai het hulle dan nou 'n dam begin bou. En daar was ook 'n hele gemeenskap gewees van die verarmde mense. Ek wou nou maar net wys, hier daar is die poliestasie, daar is die Bruin Swart woonwet, hier is die oorspronklike Oudtsendingkerkie, die Royal Kerk, wat jy net ook van gesê, 1907, daar kan jy sien die dorp die groei daaraan nou weer. En natuurlik, skole het 'n groot rol gespeel. Nou wat toe gebeur het by Betulie, die NG Kerk, die Gereformeerde Kerk, het 'n weeshuis gestig. En hulle het vir hierdie kinders gesorg. En eventueel is daai weeshuis gevat en hy's gealgeneer met Ladybrand se weeshuis. Ek het julle gesê vandag van die monument. Dit is besonder om steeds daar te kom, ek bly dit is nie verskuif nie, want dis nog steeds merkers op die oorspronklike terrein. Na die oorlog, die familie wat hulle grafies besoek het, ons het nou met die publikasie, het ons ook nou die kind se gesiggie se foto gekry. Ek het dit nou nie by gesit nie. En natuurlik oor jare is daar gereeld herdenkings op die terrein gehou en kranse gelê.
Ek het julle gesê net nou van die goed is 'n maanlandskap as jy daar kom met die goed wat daar vandag nog uitsteek. Dit skep nogal 'n atmosfeer as jy daar kom. Nuwe kamp en natuurlik die verhaal, jy kan sien Betuli en sy mense lê gereeld kraanse, die storie van die mossies, fabel of feit, is dit waar, is dit nie waar nie? Ek weet of julle die storie ken nie, maar ek gaan nie lank daarby stil staan nie, maar dit is skynbaar 'n Betuli verhaal, en jy kan sien oor jare, die sentimente steeds daar, bietjie kunswerke, Willem Boshoff het spesifiek Betuli as 'n gevalle studie gedoen, 'n groot kunswerk wat ons gekry het, gewaardeer vir oor die 200.000. En basies wat dit is 'n spieël hierso, gaan oor vergifnis, soos hy gesê het, en dan is dit name wat agterste hom geskryf is van die sterftes in die Betuli kamp. En as jy die spieël kyk, dan draai dit vir jou om. Sy familie was die kamp. Stukke van die ou Betuli brug, toe hy nou verwyder is, verskyn nog steeds byvoorbeeld die Blou Kraans. Transnet het hierdie stukke ingewerk in hulle ander brûe by Nelspruit ensovoort. Van die families daar, die Van Rooyen skaap, wat nou na die oorlog deur hierdie Van Rooyens, is 'n skaapras geteel is daar in die Betuli distrik. Daar is ook 'n nuwe skool gebou, dis die laerskool, onder die bestuur van Gould Adams. Ek het julle vertel net van die damme en die waterprojekte, die eie skole, die CNO skole wat daar gestig is. En natuurlik Oranjes meisies is 'n register, die eerste kinders van Betuli, wat ingesluit is by die kamp, agter die skool, kampterrein, wat sien maar hoe dit gelyk. En mense, dit is amper klaar, dit is die nuwe boek. En dit is Heinze se verhaal, wat daarin verskyn, maar saam met dit is dit bygewerk met soveel ander hoofstukke. Nou aanvanklik is daar so 'n boekie, so blou boekie uitgegee in die jare 60 oor haar ervarings in die Betuli kamp, en eventueel is daar 'n besluit om dit te hersien en herdruk in hierdie boek met baie meer foto's, baie meer inligting en items en so aan. Dit gaan nou by die Vrygees bekend gestel word en dan ook by die Woordfees. Jy kan sien hierso. Ja, ek kan net sê dankie vir Dr. Maritjie Olofse se geskiedenisdepartement hierso en al die ander mense, Arnold, Museum, die Vrystaatse Argief, veral Dr. Olofse. Ek wil regtig sê, sjoe, wat 'n knap dosent, uiters knap, en professors. En einde van die storie. Baie dankie.